Baie welkom by Homebase vandag. Ons is besig met die woord in diepte. Rebecca is saam met my om vir ons te lees en ons is dankbaar dat ons weer God se woord kan oopmaak en kyk na geloofslesse wat ons geestelike lewe kan verryk uit die lewe en die geskiedenis van Josua en die volk van God. En ons kyk ook na nog 'n geloofsheld vandag, na Caleb. Josua en Caleb, die twee groot geloofshelde van daardie tyd. In ons gebedsfoto is daar 'n voorstelling van die twee manne wat iets sien wat die ander nie sien nie. Hulle kyk verder in geloof en hou vas aan God se beloftes. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons bid dat U genade ons sal vashou vandag. Dat U ons oë sal oopmaak vir dit wat U vir ons wil doen, sodat ons in geloof kan vashou aan die werklikheid. Amen. Lees vir ons daar Hebreërs 13, vers 7. Gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Is dit nie goeie raad nie? Dit is so goed as jy ouers het, 'n pa of 'n ma, wat jou op die lewensweg lei as rolmodelle. En hier moedig Hebreërs, die skrywer van Hebreërs ons aan. Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Nie julle eie idees nie, maar die vaste woord van God. Volg hulle geloof na. En dis pragtig om dit in te sien. Ons almal leer die gewoontes van ons ouers aan, wat as rolmodelle vir ons opgetree het in ons kinderlewe. Nou, wat van die kind wat sonder ouers groot word? Daar's 'n jammerte in my hart vir so 'n kind. Hoe styg so 'n kind uit wat in dalk 'n swak omgewing groot word, waar hy gedurig net gebombardeer word met die negatiewe en die ellendige toestande. En ek dink daar's miljoene gesinne in die wêreld vandag. En dit is môre se gemeenskap. En ons wêreld gaan baie vinnig agteruit. Maar dit is juis hier waar Christelike godsdiens, waar Jesus as ons volmaakte voorbeeld, ons volmaakte ouer, vir ons instaan en sy rolmodel vir ons voorhou. En as ek terugdink in die Ou Testament aan manne soos Abraham se geloof, hoe hy God gevolg het en sy hemelse vader in plaas van sy aardse vader. En Moses se moeder, wat sy kindergeloof gevestig het op sy hemelse vader, terwyl hy daar vir 40 jaar in die velde van Moab skape opgepas het. En die volgende 40 jaar in die woestyn verder geestelik gegroei het en geleer het om volkome op God te vertrou. En so het Josua dan weer, sy rolmodel was Moses, en het hy by Moses geleer, want hy was gedurig by hom as sy dienskneg. En ek sien hoe Josua Moses se klere was, hoe hy sy ontbyt reg kry, hoe hy alles vir hom doen, en presies weet hoe sy meester dink en hoe hy leef, en hy daardie rolmodel gevolg. Nou Numeri 13 vers 30 sê vir ons iets van Caleb. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Ja, dit gaan nou terug na die geskiedenis toe hulle op die grens van die beloofde land gestaan het. En daar was 'n spul murmureerders wat gekla het en gekerm het en nie God voor oë gehou het nie. En Caleb
het hier opgestaan en gepraat. Lees vir ons verder van vers 31 af. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het. Deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. Nou, is dit waar? Is daardie 'n land wat sy inwoners sleg behandel? Nee, waar die druiwe dan vandaan gekom? Waar die granate vandaan gekom? Waar die vye vandaan gekom wat hulle gebring het? Daardie land was goed vir hulle. Maar die eerste punt wat hulle gesê het, hulle sê hulle is sterker as ons. Dit is waar. Hulle was sterker as die Israeliete. Maar die verskil is, Israel het God aan sy kant gehad. So, die duiwel kom hier met 'n waarheid en 'n bietjie leuen. En dan vang hy ons, net soos wat hy vir Eva gevang het. En dan verder sê dit, Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. ja, dit is nou weer waar. So daar is 'n klein bietjie valsheid bygegooi. Dan kyk ons na Caleb. Hier is 'n man wat ruggraat gehad het, hy het opgestaan, hy het gepraat, hy was nie bang nie. En sy naam, Caleb, dui op getrouheid. As ek in daardie tyd gelewe het, dan het dit 'n betekenis van getrouheid gehad. En dan wat ek nie geweet het nie, is dat sy naam kan ook verwys na 'n hond. En in die Hebreëus is die woord kal. Dit beteken geheel en al, heeltemal alles. En die woord lef, L-E-V, beteken hart. So, Caleb of Caleb was met sy hele hart in sy diens vir God gewees, wat 'n baie mooi karaktertrek is. Dit is 'n nuwe kennis van my, dat Caleb ook met die woord hond verbind kan word. En toe kry ek hierdie fotootjie. Hier sit 'n kind, en ek dink hy vang vis op die wal van 'n rivier, en let op wie sit langs hom. Daar sit die hond langs hom. Ek dink sy ouers sou bekommerd gewees het, dat hy daar kon verdrink, 'n krokodil hom kon vang, maar daar sit die hond langs hom. En 'n hond is 'n getroue dienskneg. En met Josua en Caleb, daardie twee, hier met hierdie hond en hierdie kind, dink ek, is daar ook 'n kameraadskap waarvan ons min weet. Nou Caleb dink terug. En hy dink terug toe hulle in die beloofde land is, aan 40 jaar of meer terug. En wat sê hy in Josua 14 vers 6? Toe het die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê, U weet die woord wat die Here met Moses, die man van God in Kades Barnea, gespreek het, met betrekking tot my en met betrekking tot u. Met ander woorde, hier herhaal Caleb die geskiedenis. En hy praat hier met Josua en met die oudstes. Moses is lankal dood en hy sê, onthou wat Moses destyds gesê het. En vers 7. 40 jaar was ek oud, toe Moses, die knegt van die Here, my uitgestuur het van Kades Barnea af om die land te verken, en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. So 40 jaar gelede, of liewers, ja, toe Caleb aan die grense van die beloofde land gestaan het, saam met Josua en die ander 10 verkenners.
toe was hy 40 jaar oud. En nou, 40 jaar later, is hy 80 jaar oud. En hierdie tydstip kan 'n jaar of so verder wees, so hy is in sy 80's. En wat sê Josua 14 vers 12? Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor dat daar Enakiete is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Hierdie is vir my baie tekenend van Caleb se lewe. Caleb, daardie dag 40 meer jaar gelede, het 10 van daardie leiers gekerm en gekla en gesê, ons kan nie hierdie bergland inneem nie, daar's reuse wat daar woon. En hulle kon nie verder deur geloof in God se hand sien nie. En toe, Abraham en Lot afkyk oor die velde van die vallei waar Sodom was, wat het Lot gekies? Hy het die vallei gekies. Maar hier kies Caleb nie die maklike lewe nie, hy kies die bergland, hy kies die plek waar daai reuse bly, hy sê ek wil daar gaan bly. Hy toets die Here met sy geloof. Dis vir my mooi dat hy dit vra. En dan vers 14. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. As daar maar in God se woord sulke woorde kan staan oor ons lewe, dat ons met ons hart in sy werk is en sy werk doen, dat ons nie vir die tydelikheid van hierdie ou aarde lewe nie, maar vir die ewige lewe. Jy weet, hierdie woorde is vir my pragtig. Numeri 14 vers 6. En Josua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, 2 van die wat die land verken het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. En wat het die ander 10 gesê? Hulle sê is 'n land wat sy inwoners verteer. So hier sê hierdie 2 manne destyds net die teenoorgestelde. En dit is my so tekenend dat mense in dieselfde gemeenskap wat dieselfde dinge ervaar, die een dink so en die ander een dink so. En dis die gesindheid in jou verstand. Dien jy die Here? Vertrou jy op God of vertrou jy op self? En dit maak die groot verskil. En hulle herhaal die Here se beloftes. Wat sê hulle in vers 8? As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Sal hy ons inbring. Ons sal nie daarvoor moet veg nie. Dit is vir my pragtig. Hy het vertroue in die Here hier. Ja, en as ek daar na die fotootjie kyk wat hierby gaan, dis 'n voeltjie wat ek afgeneem het. Ek dink is die enigste foto wat ek het en hy's 'n bietjie uit fokus uit, maar dis 'n heuningwyser, die groot heuningwyser. En daardie heuningwyser, soos hulle sê, lei jou na 'n bynes toe en dan vra hy ook ietsie, dan wil hy daar 'n bietjie van daai was eet. En die heuningwyser wat Caleb en Josua hier raak gesien het in geloof, was God. God wou hulle lei na daardie land toe. Nou vers 9 van Numeri 14. Wees net nie teen die Here opstandig nie. Met ander woorde, Caleb en Josua hier pleit by die volk. Moenie teen God rebelleer nie. Hulle pleit vir hulle. En dan?
en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. En die Here is met ons. Is dit nie mooi nie? Hulle ken die Here. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. En hier tree die Here getrou in, en hy beskerm sy diensknegte. Hulle wou hulle met klippe doodgooi. En toe verskyn sy heerlikheid, en toe is die hele volk skielik bevrees. Hy dink nie terug aan daardie tyd as 'n tyd wat hy sy lewe kon verloor het nie. As dit ek, en miskien u was, en ons moes terugdink aan 'n tyd toe ons so hitte te ons lewe verloor het. So ons sê, maar ons broek het gebewe, ons was bang, maar ons het nog vir die Here. Nee, hy praat nie eens daarvan, hy noem dit nie eers nie. Hy is nog steeds vol geloof, en hy weet die Here sal sy deel doen. Hy bly positief. Numeri 14 vers 21. Maar so waar as ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word. Al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Nou wie praat hier? Hier skryf Moses die woorde van God neer. Nadat hy hulle kans op kans gegee het. Hier staan 10 keer, maar ek dink dit is baie meer as dit. Sê die Here, hulle het my nou al 10 keer in die rug gesteek. Hulle wil nie na die beloofde land toe gaan nie. En hulle sal nie daar ingaan nie. Dit is hartseer woorde om dit te hoor. Ek dink weer aan Lot, toe die engele gekom het om hom te red daar uit die stad uit. Het hy sy voete gesleep, uit verskonings gemaak. Naderhand moes die engele hulle aan die hand gryp om hulle te red. Abraham het ingetree vir Lot, op meer as een geleentheid. En Lot is maar net deur die omstandighede so vasgevang dat hy nie wil nie. En ek dink aan sy vrou uiteindelik, toe sy omdraai en in die stad wil wees wat vernietig word. Sy wil saam met haar kinders daar wees wat gespot het met God se diensknegte, met die engele. Toe gee die Here toe en sy is vernietig. Vers 24. Maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Is dit nie interessant dat God nie net hom seën nie, maar sy nageslag ook die vrugte pluk van sy geloof? Dit is vir my pragtig. So bou 'n positiewe gees, nog 'n positiewe gees, en hy is 'n rolmodel vir sy kinders. En dit gee vir my antwoorde op moeilike vrae. Met ander woorde, hoekom is Agan se kinders saam met hom gestenig? Daardie kinders het sy rolmodel gevolg en sou dieselfde paadjie loop. Vers 25. Die Amalekiete en die Kanaaniete woon in die laagte. Draai môre weg en trek tog die woestyn in, op pad na die Skelfsee. Nou moet die Here plan B uitdink, om menslike woorde daaraan te sit, om die Israeliete te leer. As 'n kind nie leer nie, in my dag toe ek 'n kind was, dan het my pa vir my afgeraansel of 'n pak slaag gegee, en daarna het ek
beter geluister, ek het beter verstaan, ek het gegroei, en ek is baie dankbaar vir die opvoeding wat ek gekry het. En nou moet die Here hulle die woestyn inlei, weg van die beloofde land af, omdat hulle nie wil ingaan nie. Dit is hartseer, as ons die draaie eers moet loop, voor ons genoeg verstand tussen ons ore kry, om die Here te volg. Numeri 26 vers 65 asseblief, Rebecca. Want die Here het van hulle gesê, sterwe sal hulle in die woestyn. En van hulle het niemand oorgebly nie, buiten Caleb, die seun van Jefune, en Josua, die seun van Nun. So van daardie 12 verkenners, het 10 van hulle se bene in die woestyn wit gebrand in die son. Hulle het agtergebly. Hulle is daar begrawe. En net 2, Caleb en Josua, gaan deur na die beloofde land toe. Dit is vir my so mooi, die positiewe en die kontras daarteen. Hulle wat kla en murmureer en in ongeloof die Here blameer en wil terugkeer Egipte land toe. Ek was daar in amper sê ek Namakoland in die heel noordweste van Namibië, aan die grens van die Kunene rivier. Terwyl ek daar oor die sandvlaktes van die woestyn geloop het, en dit het toe 'n bietjie reën al gehad daar, en daar het groenigheid opgekom, toe kom ek op hierdie bene af, en die bygaande foto wys die wit bene wat daar in die woestyn lê. En toe ek dit sien, toe dink ek aan die ongehoorsaamheid van 'n klomp van die mense wat die Here net nie wou vertrou nie. Lees vir ons Numeri 32 vers 12. Behalwe Caleb, En hy is die ouer een van die 2. die seun van Jefune die Kenesiet, en Josua die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Hulle het nie net die Here gevolg nie, hulle het volhard om hom te volg. Dit is nie altyd maklik nie, veral as die mense om jou om nie wil volg nie, en in die meerderheid is. Josua 14 vers 6. Toe het die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê, U weet die woord wat die Here met Moses, die man van God in Kades Barnea gespreek het, met betrekking tot my en met betrekking tot u. Ja, en ons het dit al nou gelees vandag, en hy dink terug aan 40 jaar gelede, toe die Here hulle uitgestuur het, en hy nog 'n jong, fris man was van 40 jaar oud. En dan vers 8 sê, maar my broers wat saam met my opgetrek het die hart van die volk laat, wat? Versmelt. Ons sê partykeer my bene het lam geword. Hulle harte het versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. En dit sê hy nou hier as 'n man in die 80's. Vers 9. En die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik, die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort. Hoekom? Omdat jy volgehou het om die Here my God te volg. En is hierdie nie pragtige simboliek van die kinders van die Here wat volhou, wat deur geloof hierdie dinge raak sien, wat die ewige Kanaan sal beerf nie. Die Bybel is so ryk aan simboliek in die Ou Testament, wat as tipe dien, as skadubeeld van die werklike wat later tot vervulling kom. En ons erfdeel lê in die hemel. Vers 10. En nou, kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het,
nou al 45 jaar sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, So hoe oud is Caleb nou? in sy 80. Hy is al 85 jaar oud. Toe Israel in die woestyn getrek het, en kyk, nou is ek vandag 85 jaar oud. Nou wie van u wat 85 jaar oud is, hou nog vas aan God se beloftes en kyk vorentoe en sê, gee vir my Hebron, gee vir my die bergland, gee vir my die reuse, die Enakiete, want soos wat ek daardie dag hulle kon verslaan toe ek jonk was, net so sal die Here hulle nou weer verslaan. Dit is geloof. En as ons in die bygaande fotootjie kyk daar, is daar 2 bome. Meer aan die linkerkant is daar 'n boompie wat daar in die woestyn staan, daar in noorde van Namibië. En daai boompie se wortels gaan diep af in daai sandwoestyngrond. En hy bring die water van onder af en sy blad is groen. Maar die boom aan die regterkant, dalk het die termiete of die reismure of iets onbeet gekry. En hy het dit nie gemaak nie. En dit is vir my tekenen van of ons dien die Here en ons leef, of ons kla teenoor God en ons weier om sy raad te volg en dan is ons lot die dood. 2 bome, een lewend en die ander een dood. Hoofstuk 14 van Josua vers 11. Ek is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog. Nou is dit 100% waar of getuig dit van geloof? Getuig van geloof. Dit getuig van geloof. Mense, as jy 85 is, het jy nie die krag van toe jy jonk en 40 was nie. Maar hy vertrou op God en nie op sy eie krag nie. En dit is vir my so mooi, hierdie positiewe gees. En hy sê om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor dat daar Enakiete is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Daai woordjie miskien is nie ongeloof nie. Dit dui juis op geloof, as ons na die oorspronklike kyk. En toe sê hy iets interessant, wat is dit vers? 13. Toe het Josua hom geseën en aan Caleb, die seun van Jefune, Hebron as erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel te volg. En Caleb het gesê, dit is nou in Josua 15:16, hy wat Kirjat Sefer verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Aksa as vrou gee. En daar was 2 ore wat dit gehoor het, en hy het lankal na hierdie dametjie gekyk, en hy het daar weggespring. En dit is Otniel, lees vir ons vers 17. Daarop het Otniel, die seun van Kenas, die broer van Caleb, dit ingeneem, en hy het sy dogter Aksa aan hom as vrou gegee. En toe sy aankom, het sy hom aangespoor om van haar vader 'n stuk grond te vra, en toe sy van die esel afklim, sê Caleb vir haar, wat wil jy hê? En sy sê, gee my tog 'n geskenk, omdat u my na 'n dor land versit het, moet u my waterfonteine gee. Toe gee hy haar fonteine op die hoogte en fonteine in die laagte. Sy het gevra en sy het gekry. Haar pa het die Here vertrou en hy het gekry. En dit is my 'n pragtige verhaal hierdie, van die gesin en die familie van Caleb. Nou, as ons hier kyk na hierdie pad, wat hier
deur die sand loop in Namibië, Marienvloes. Dit is 'n droë area. En dit kan maklik daar vir jare nie 'n druppel reën val nie. En ons het gehoor dat dit daar gereën het, en dit is waar u die groenigheid hier en daar sien. En dit lyk soos die hemel as hy daar sou wees in die skroeiende son, wanneer dit vir 'n jaar of 2 nie gereën het nie. Dit is soos dag en nag die verskil. En ons het gery tot ons by die groot rivier gekom het wat Namibië van Angola skei. 'n land van uiterstes. Rigters 1 vers 13, ietsie verder oor Otniel. Daarop het Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb, dit ingeneem, en hy het sy dogter Agsa aan hom as vrou gegee. So hy het daardie stad se mense verslaan, en hulle het seker daar gaan woon. Dan Rigters 3 vers 7, En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet, en die Baals en die heilige boomstamme gedien. en soos tyd verloop het, en het goed gegaan het in Kanaan, het hulle weer agteruit gegaan en die Baals begin dien. En dit is hartseer om dit te lees. Vers 8, Daarop het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle verkoop in die hand van Kusan Risataim, die koning van Mesopotamië. En die kinders van Israel het Kusan Risataim 8 jaar lank gedien. so het die Here hulle probeer terugbring. En in 'n spreekwoordelike wyse het hy vir Israel pak gegee deur hierdie koning, en hulle probeer terugbring na sy wil toe. Vers 9, Maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het. Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb. En die gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer. En die Here het Kusan Risataim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kusan Risataim gekry het. Toe kry die land rus 40 jaar lank, en Otniel, die seun van Kenas, het gesterwe. ja, jy het nie gesukkel met Otniel nie. Hy het daar opgetree as rigter, en vir 40 jaar daarna het hulle nie weer in Israel kom moeilikheid maak nie. Josua 19 vers 49, Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis verdeel het, het die kinders van Israel aan Josua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee. Op bevel van die Here het hulle hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat-Serach op die gebergte van Efraim, en hy het die stad opgebou en daarin gaan woon. Dit is vir my baie interessant, dat God jou begeertes en jou hoe jy dink en leef ook in ag neem. En hy het nie net gesê dat Kaleb moet daardie deel of daardie deel ken. Kaleb het gevra vir die bergland en vir Hebron, en hy het dit gekry. Die Here het dit so beskik dat hy dit kon kry. En hier weer het Josua gevra vir Timnat-Serach, en dit is waar hy wou bly, en dis waar hy gaan aftree om dit so te stel. Maar daar was ook 'n priester. Ek het voorheen so 'n wenk uitgestuur dat daar meer as net die 2 manne, Kaleb en Josua, oorleef het vanaf die uittrek uit Egipte land tot in die beloofde land. En ek weet nie of iemand dit gekry het nie, niemand het my gebel of geskakel nie. Maar sy naam is volgende. Lees vir ons vers 51. Dit is die erfdele van Eleazar, die priester, en Josua, die seun van Nun,
en die familiehoofde aan die stamme van die kinders van Israel as erfenis uitgedeel het deur die lot in Silo voor die aangesig van die Here by die ingang van die tent van samekoms, en hulle het die verdeling van die land beëindig. Dit is baie interessant dat die belofte van die Here om vir hulle 'n land van melk en honing te gee, dat hy dit wegneem van volke wie se bekers vol was van ongeregtigheid. En die Here maak skoon. Hy sê, moet nie hulle laat lewe nie. En as ons nou na vandag kyk, wanneer daar 'n huis is, en daardie huis, die mense trek uit of wat ook al, en jy gaan daarin, dan maak jy eers skoon. Jy gooi uit. Jy gaan nie al die gemors van, in hierdie woorde, in hierdie konteks, van die afgodediens wat daar gepleeg is in daardie huis nie. Ek weet, toe ons hier ingetrek het ek bottelstukke opgetel. Ek het van drankbottels en doppies opgetel wat nog nie opgeroes het nie. En die goed het ek bymekaar gemaak. En enige iets wat rondgelê het wat ek nie in belang gestel het nie, het ek skoon gemaak. En ek maak nou nog skoon aan van die goed. Ek gaan dit nie as versiering hier in my huis duld nie. Ek weet, ons het 'n groot biervaatjie geërf, 'n ekstra groot een. En Rebecca het elke week vir my gesê, hierdie is nie deel van ons nie. Nou die man het dit hier gelos en dit seker 'n hele paar rand werd. En uiteindelik het ek daarvan ook ontslae geraak. Want jou lewenswyse is anders as ander. Jou waardes is ander. En dit wat die Here vir hulle gee, het hulle eers skoon gemaak. Die Here het vir hulle gesê, moenie hulle gewoontes navolg nie. Verbrand alles, vernietig alles. Anders gaan dit jou gedagtes gevange neem. Moenie met hulle dogters trou nie. Was hulle uit, want ek wil julle as my volk hê, 'n geheiligde volk. As ons na die kaart kyk, wat hierby gaan, dan is dit daar pragtig uiteens gesit wat die verskillende stamme gekry het. En hierdie verdeling, hierdie erfenis, dit was ook interessant, was by die ingang tot die tabernakel daarso in Silo, was dit daar beslis deur die lot. Daar het die priester saam met Josua hierdie verdeling gedoen. Kom ons sluit af hier met 'n paar tekste. Eerste Hebreërs 12 en vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ek kan hierdie teks oor en oor lees, want dit som hierdie hele Bybelstudie op. Sê nou maar Jesus het na sy bediening hier op aarde gekyk, soos wat die 10 spioene na Kanaan gekyk het. Sê het, nee, hierdie kruispad van my gaan te swaar wees. Ek gaan dit nie loop nie. Dan was ons verlore. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En ek kan nie genoeg klem lê op die waarheid wat hier verskuil is in 2 Korintiërs 3 nie. Dit sê,
word ons van gedaante verander. Fisies en geestelik verander ons na dieselfde beeld, na dit wat ons aanskou. As ons die heerlikheid van die Here aanskou in geloof, sal ons deur die Here wat die Gees is, verander word, sal ons gebou word na sy beeld. En dan in Romeine, ons laaste teks hier, Romeine hoofstuk 12, die eerste 2 verse. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hierdie is een van my geliefkoeste tekste. Daardie woordjie gemoed. Waar moet ons verander? Moet ek 'n ander haarstyl hê? Moet ek ander klere dra? Moet ek ander kos eet? Moet ek ander woorde sê? Ja, al hierdie dinge is sekerlik belangrik. Maar wat belangrikste is 'n vernuwing van julle gemoed. Soos wat ek dink, so word ek, sê Paulus vir my. En as ek deur die lewe gaan met 'n opgewondenheid in my hart, dan is ek 'n gesonde mens. Dan leef ek, dan is daar vreugde. En dan is die volgende stappie, kan die Here ons hemel toe neem en ons sal die vreugde geniet. Ek dink aan 'n mossiekie. En dis ook ons gebedsfoto, wat daar op die teerblad wat effens hol gesink het op daai een plekkie, en toe dit reën, toe lê daar so 'n duim diep water. In die mossiekie daar kom sit, en hy het hom gate uit geniet daar. Hy het vlerkies gewaai, en gebad in daai bietjie water, na 'n lang droogte. Kom ons bid. Dierbare Vader, ek bid dat in ons lewe van droogte, ons die reën sal kry van die Heilige Gees, dat ons sal snap, dat wanneer ons in geloof aan God vashou, en hom voor oë hou, dan sal ons die vreugde van verlossing vind. Bou ons, verander ons gemoed, en gee dat ons in heiligmaking sal groei, dag na dag, op pad na die hemelse Kanaan. Amen.